Goeiemôre, good morning. Good morning, good morning. Good Hallo morning. Jy's baie formeel vanoggend. Het ons nie lied in die hart vandag nie. Ja, jy weet, ek het maar bietjie besluit te gaan die lied blus vanmôre. Okay. Ja, Okay. so ek gaan maar net sê hallo en ek hoop jy's op en wakker om hierdie heerlike oggend saam met ons te kan spandeer en aan te pak. Ja, ons kyk na 'n inisiatief wat naweek weer cool maak wanneer die Sewing Club kom kuier. Susan Sloan kom vertel ons oor 'n nuwe manier om te oefen. Ons fokus ook op Behind the Crimson Door, 'n unieke produksie en Pieter Pruis kom deel nuwe musiek. Ah, lekker soos vandag by Pieter Kwadraat hier in die studio. Pieter. Oh. Ja, dit gaan lekker wees. Hy's baie talentvol. Hy's baie talentvol, baie. Nou ja, dames, in 'n wêreld waar almal altyd besig is om, jy weet, werk maklik jou lewe kan oorneem en jy gee nooit genoeg tyd aan jouself vir 'n bietjie rus en so aan nie. Luister gou hier. 'n Nuwe lys wat wys watter lande dit reg kry om werk en lewe goed te balanseer. En dit gaan nie net oor minder werk nie, maar ook oor slimmer werk. Nou ja, lande soos Nieu-Seeland, Noorwe en Denemarke het die pad met korter werksweke. Hulle lei natuurlik die pad. Want hulle het die korter werksweke en allerlei buigsame ure en allerlei lekker dingetjies om dit net vir jou maklik te maak. Byvoorbeeld in Nederland werk mense gemiddeld so net 30 ure 'n week. Het jy dit al gedoen? Ek het partykeer al 30 ure 'n dag gewerk, voel ek. Dit glo ons nie vir 'n oomblik, Pika. In Noorwe en Finland kry werknemers tot 5 weke verlof. Nee, en in Spanje is daar 'n sterk werk om te leef en kultuur te geniet. Benewens dit speel leefstyl in Nieu-Seeland ook 'n groot rol. Met minder verkeersopeenhopings en maklike toegang tot die natuur word mense ook aangemoedig om meer tyd buite en saam met geliefdes deur te bring. Omdat dit, klaarblyk dit makliker maak om van te werk en dan rustig te wees en so aan. Klink lekker en idillies. Ja. Klink vir my amper soos 'n volhouer storie wat ek hier besig is om te lees. Hoe amazing is dit? Ja, dit is heeltemal anders lyk dit my as wat ons hier in Suid-Afrika ervaar. Ek dink ons werk-lewe balans is regtig, it's not in keeping with how they're doing things in the rest of the world, right? Nee, en ek dink, weet jy wat? Mense het al telke male gehoor dat mense van ander lande ook van mening is dat Suid-Afrikaners oor die algemeen nogal hard werk, jy weet, en baie produktief is. Is my interessant dat die Europese lande die voortou neem om so 'n voorbeeld te stel, want ek dink hulle is baie meer ingestel, en ek is nou nie 'n kenner op die gebied nie, maar ek dink hulle is baie meer ingestel op lewensgehalte, jy weet, en wat gesond is. So dit sal interessant wees om 'n dop te hou en te kyk waarheen die wêreld beweeg, want ek dink dit kan 'n baie groot impak op mense se gemoedstoestande hê wêreldwyd. Ja, gemoedstoestande en jou algehele gesondheid. Absoluut. As jy nou te veel werk, jou stresvlakke is hoog, jy kry nie genoeg rus nie, en hulle sê sleep is the best performance enhancing drug, en ons weet dit natuurlik want ons slaap baie min, maar dit is lekker om natuurlik te kan doen wat ons doen, but I think there is such a pressure here in South Africa to try and keep up with lifestyle and the rising cost of living and all of that kind of thing. And I mean, at the end of the day, between rich and poor, we have one of the countries in the world with the biggest gap in that sense. So I think people are working so much harder, maar dit sal nou great wees om 'n 30 ure werksweek te hê. Wel, dit is die ding, dis wat ek vir julle wou gevra het. Dink julle sou kon aanpas? Jy weet, wanneer 'n mens kyk na iets soos 'n 4 dae werksweek in plaas van 'n 5 dae werksweek. Ek dink ek is al so gekondisioneer dat 'n ou moet werk en 'n ou moet dit doen in daai 5 dae. Dus dit sal vir my moeilik wees. Ek is seker 'n ou gaan kan aanpas, maar die vraag is, gaan jy dan sleg word as jy kan aanpas om dit positief te kan gebruik? Want ek meen, hulle fokus nogal op vertroue en buigsaamheid en goeters. Ja. Gaan dit in Suid-Afrika werk? Vertroue. Buigsaamheid verseker, maar vertroue. A 4-day work week, I think it sounds idyllic, but I think also then you would have the problem of trying to fit in 5 days of work within those 4 days. So then do you get more stressed so that you can have more time off, but you've stressed so much in the 4 days that you're actually working that you can't really enjoy the 3 days off. Dis 'n baie goeie punt wat jy daar maak. Kyk, vir iemand wat soms 6-7 dae 'n week werk, sou ek sê ek verwelkom 4 dae, baie dankie. Baie dankie, dit sal vir my goed werk. Ja, en jy weet wat ek sal doen is ek sal byvoorbeeld
5 dae in my 3 dae af probeer inwerk. Ons weer nou aan na ons volgende storie. Daar was groot, maar rustige feesviering by die Berlyn dieretuin toe Fatou, die wêreld se oudste gorilla in gevangenskap, haar 69ste verjaarsdag gevier het. Fatou is in 1954 gebore en leef al sedert 1959 in die sorg van mense. Haar ouderdom is so besonder omdat sy byna dubbel so oud as wat gorillas in die natuur word is. Vir haar spesiale dag het versorgers sagte vrugte en groente wat vir haar ouderdom aangepas is, vir haar voorberei. Die fees was doelbewus om by haar stadiger roetine in te pas, kalm gevier. Sy word beskryf as rustig en nuuskierig en haar dae bestaan hoofsaaklik uit rus, eet en ligte aktiwiteite. Haar storie wys hoe ver dierewelsyn gevorder het, maar dien ook as 'n belangrike herinnering dat haar spesies in die natuur steeds groot uitdagings soos ontbossing, stropery en siektes in die gesig staar. Is hier nie 'n oulike storie nie. Ja. Daar is soveel debat en soveel opinies en menings oor diere wat in dieretuine is of nie in die natuur is waar hulle hoort nie. But some animals can't adapt to being out in nature. Like she could never go back to the natural habitat after she'd been in the care of the zoo. So ek dink die feit dat sy nou 69 jaar oud is ongelooflik. Ek dink daar's 'n fyn lyn en dis presies wat jy sê. In so 'n geval stem ek saam, ek meen alles om die diere te beskerm, jy weet, en veral ook na aanleiding van die feit, jy weet, iets soos onwettige jag en dies meer, waardeur hierdie diere in die gesig gestaar word. Daar was nou 'n orang-outang ook gebore in Madrid in Spanje, en ek dink weer eens is ook in 'n dieretuin. As dit is om die spesies wat reeds bedreigd is, nê, of bedreig word, te beskerm, dan sê ek ook, en ek meen 69, dit is 'n mylpaal. Dit is 'n mylpaal. Ek dink hulle het vir die ou lady 'n pragtige mooi verjaarsdagliedjie gespeel gister. Ja? En dit was Tom Jones se She's a Lady. Dink jy nie? Huh? Okay. Ek dink dit was dalk bietjie sagte vruggies. Sagte vrugte, rustig. Ek dink hulle het nie dalk musiek gespeel nie, but I just think it's so lovely that hulle ingepas by haar manier van viering wat vir haar sou werk. Op 69 wil ek ook sagte vrugte hê en groente en net 'n rustige lekker dag om my 69ste verjaarsdag. Ja, En weet jy is veilig. Exactly. Daar's mense wat jou oppas en alles is goed in die lewe. En dan gaan daar kleinkinders in hardloop en vir hulle ouma speel. I love rock and roll. Put a little down the jukebox, baby. Ons weet nou na watter speel as hy geluister het op pad werk toe vanoggend, nê? Ek voel net skielik is hierdie speelhuis in my wakker geword, dames, julle wat ons weet in die hart nou. Ons moet so 6 minute wag, maar die lied in die hart gevier. Ja, vir 'n oomblik het ek vergeet om te onthou, maar hier is ek. Baie lekker. Man, ek wens ons kan meer sulke stories ook net raak lees en deel. En ons is bly jy is uiteindelik hier, chom. Goed, jy kan ingeskakel bly, want ons is nou weer terug. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. En, soos wat jy nou al gehoor het, daar is nog heelwat op die spyskaart, so bly net waar jy is.